Die Paul Boutique Hotel is open for bestel! Kom ons fokus gewoon eers op die besoek vandag in Drakenstein. Die groter doel daarachter. Wel, Drakenstein is in die Kaapse Wynlande. Dit is die grootste munisipaliteit hier in die Kaapse Wynlande. Dit is 'n baie belangrike toerismebate vir die Wes-Kaap. Vir ons is dit baie belangrik om voorbereidings te tref vir September. Want September maand is dan toerisme maand. En ek het ook gesien wat Drakenstein goeie produkte gelewer het by die Afrika Travel Indaba daar in Durban, en hulle het goeie uitstallings gedoen daar, en ek het gesien dat Drakenstein is werklik ernstig met die bevordering van toerisme, en daarom het ek vandag hier kom kuier by julle om te sien wat julle werklik doen om toerisme hier in Drakenstein te bevorder. Die eerste draai gaan maak in die Parel by die Paul Boutique Hotel, indrukke daaroor, sy nuwe hotel wat nou onlangs geopen het. Wat was die eerste indrukke toe jy dit nou sien? Wel, die eerste onmiddellike indrukke is dat die hotel is 'n historiese gebou, dateer uit van omtrent 1793, en dat die historiese karakter van daardie gebou behoue is. Ons praat ook dikwels van erfenistoerisme, en daar is 'n erfenisbate vir daardie gebied, en ek is baie trots om te sien dat hulle die ou karakter van die gebou behou het, maar dat hulle ook dit 'n bietjie hernie het vir die toekoms, en dit gaan 'n wonderlike bate wees in die toekoms. Hulle is maar 3 maande oud daar, en die wonderlike personeel wat ek daar ontmoet het, ook die Vidya koffieshop wat daar is, fantastiese produkte, goeie mense, en ek sien groot geleenthede wat daar gaan ontgin word. Hulle skep werk, wat hulle hoogs opgeleide mense daar aangestel het, en ek is baie opgewonde en trots op wat daar gebeur. Daar is groot toekomstige planne wat daar is, maar ek sien een ding, en dit is kwaliteit, toerisme, daar in die Parel, by die Parel Boutique Hotel. Ek het met die eienaars ontmoet, maar ek het ook gepraat met die werkers wat daar werk. Die mense is passievol oor toerisme, want dit is wat die mens wil sien, en jy kry 2 goed. Jy kry diens, en jy kry vriendelikheid en gasvryheid soos jy instap by daardie hotel. Dan as ons hier by Dunston het by te Wellington, wat was die indrukke van die tyd hierso by Dunston? Wel, eerstens moet ek sê dat die toerisme kantoor wat hier werk in Drakenstein en die Parel in besonder, waar julle ook fokus op toerisme in Parel en toerisme in Wellington. Ek is werklik beïndruk, want hier aan die voet van die berg, hier by die Beinskloof, is die wonderlike wynlandgoedere wat hier is, maar die diens wat ek hier vandag ervaar het, was wonderlik. Die wynpairing met die chocolade was fantasties, goeie kwaliteit wyn, top kwaliteit wyn, 'n goeie rooi blend, goeie pinotage en goeie kwaliteit diens. Hulle het ook vir ons 'n wonderlike kaasbord hier bedien met biltong en lekkernye, en dit mooi afgesluit, want dis winter hier in die Kaapse Wynlande met 'n wonderlike lekker sop. So as jy vir my vra, hier, wonderlik hier by die kaggel wat ons sit, maar dis ook as gevolg van die verhouding wat die Drakenstein munisipaliteit met die toerismekantoor ook met die plaaslike besighede het. Want by wynlandgoede kry jy 3 goed wat toerisme bevorder. Die eerste ding, jy kry dan die produkte wat daar verkoop word. Die tweede een is dan wynproe, en baie van ons wynlandgoede het dan ook akkommodasie, wat mense kan slaap, of ook waar hulle dan kan wyn koop. So die diens wat ek hier gekry het, fantasties. Ek het ook die eienaar van hierdie plek ontmoet in Durban, by die Afrika Travel Indaba, en hy het my genooi, en ek weet hy is nou tans in België, en ek is werklik beïndruk met die diens, die kwaliteit, maar ook die mense en die produkte wat hier is. Hierdie is wêreldklas. As jy toerisme wil bevorder, is dit die tipe diens wat jy hier wil hê. Ek is baie bly dat Drakenstein munisipaliteit baie doen om die toerisme landskap te ondersteun. Hulle verstaan die waarde van toerisme, hulle verstaan die werkskepping, hulle verstaan die infrastruktuur. So ek is baie trots op die raadslede, op die burgemeester, onderburgemeester, maar ook van ons plaaslike toerismekantore, van hulle verstaan die essensie en die waarde van toerisme vir werkskepping. Jy het vroeër gesels oor die beraad wat eersdaags gaan plaasvind. Kom ons praat 'n bietjie daaroor en die groter oogmerk van die beraad in terme van die toerisme sektor. Ja, ek het daarna verwys dat die beraad vind plaas hier rondom Julie maand
En ek is baie bly dat van julle kantore mense het reeds geantwoord, want die beraad vind plaas vanaf 8 tot 10 Julie 2025, met ander woorde volgende maand, en dit vind plaas by Goudini. En die oogmerk van hierdie beraad is om te kyk, hoe kan ons munisipaliteite se toerismebates ontgin tot voordeel van ekonomiese ontwikkeling en werkskepping, want toerisme is een van die grootste omskakeling in werkskepping, en dit is die oogmerk van die beraad. Ons wil ook kyk na wat doen die toerismekantore, wat doen die munisipaliteite om groter geleenthede te skep vir die toerismemark. Een, vir toerisme-infrastruktuur en toerisme-produkontwikkeling. Ons weet, hier wat ek nou is, hier in Drakenstein, is julle baie groot op erfenistoerisme. Ons weet dat Afrikaans is 100 jaar oud. Julle is ook sterk op sporttoerisme, cricket, fietsry, maar ook alle ander tipe sporte, verskillende sportkodes wat hier is. Hier is omtrent oor die 54 sportkodes, en dit trek baie mense na julle dorpe toe. Hier is groot feeste wat hier plaasvind. So ek sien uit dat ons by ons munisipale ekonomiese toerismeberaad op 8 tot 10 Julie by Goudini ook van julle mense sal kry, want ons gaan daar uitvind hoe kan ons mekaar ondersteun en wat is van die beste praktyke in toerismeontwikkeling. Toerisme gaan blom. Julle het 'n goeie infrastruktuur, julle het goeie produkte, julle het goeie paaie, julle het 'n goeie munisipaliteit. 'n Toerist wil weet, is daar 'n goeie pad? Is hy veilig? Is daar water? Is daar elektrisiteit? En die ding Drakenstein, Visit Parel, Visit Wellington voldoen aan al daardie vereistes om meer toerisme te lok, en ek voorsien dat ons in die volgende 5 jaar ons teiken van toerisme verdriedubbel hier in Drakenstein. Minister, dankie vir die besoek aan Drakenstein en alle sterkte met die werksaamhede. Nee, maar baie dankie ook vir die gasvryheid wat ek hier ervaar het, beide by die munisipaliteit, ook hier wat ons nou is ook daar by die Boutique Hotel, die vriendelike, die gasvryheid. Dit is wat toerisme soek. As jy my vra, sal ek weer kom? Is die antwoord ja. Die vraag is hoekom? Gasvryheid, vriendelikheid, en dis wat die buitelandse toerisme soek. So baie dankie ook vir hierdie voorreg wat ek vandag hier het. Baie dankie, minister.